Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly, there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. For God has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by his great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now we live with great expectation." Goeiemôre en welkom van my kant af. Jy is so welkom om jou sitplek te neem. Hy het opgestaan. Amen. Dank die Here, ons hoef nie vandag jou te probeer oortuig of aan die gang bring tot daai ontdekking nie, daai waarheid, daai besef hoekom ons vandag saamgekom het vir duisende jare, vriende, wat vandag gebeur. As gelowiges wat saamkom. In hierdie een oomblik waar ons terugverwys, nie net na die kruis nie, maar die feit dat die graf leeg is. En in elke hart, in elke gelowige se hart vanoggend is daar 'n druisende amen. Is ek reg? Is ek reg? Amen, dank die Here. Ons gaan net nou weer probeer, nee, en dan sal ons kyk. Sien die een vraag wat ek vandag van jou en jy wil kom losmaak en wil kom wakker maak is in jou kop dalk 'n onnodige vraag. Is dalk 'n vraag wat ons wonder, maar is dit nou regtig, is dit noodsaaklik dat ons nou hierdie vraag moet vra? Maar ek glo dit is. Ek glo vanoggend vir jou om opnuut weer te ontdek wat die kruisiging en opstanding van Christus vir jou beteken. Moet jy dalk hierdie een vraag vir jouself vra? Hoekom is dit nodig dat Jesus uit die dood uit moes opstaan? Hoekom was dit nodig? Want as die kruis daar was, net om met my sonde te moes kom werk, om my te kom regverdig, om my reg te sit voor God, as die kruis dit gedoen het, en Jesus self dit bevestig, hy sê, in sy laaste woorde, dit is volbring. Tetelestai, die werk is klaar. As die kruis dit bewerkstellig het, hoekom het hy uit die dood uit opgestaan? Dan kon hy maar mos net in die graf gebly het, nee. Vra jy nie vir jouself sulke diep vrae nie. Sê Mou, ek dink dit klink soos 'n onnodige vraag om te moet oor besin. Ek dink dit is nie, ek dink dit is 'n baie nodige vraag en hier is hoekom. Baie keer kyk ons na dit wat Jesus gedoen het as iets wat hy vir my gedoen het. In ander woorde, hy het namens my gaan sterf op die kruis. Dit is die waarheid, maar is halfte van die waarheid. Want dit wat hy kom doen het, was nie net iets vir my nie, hy het iets kom doen met my. Die kruis was daar om met my sondige natuur te kom werk. Maar die opstanding is iets anderste. Dit is nie iets wat hy vir my doen nie, dit is iets wat hy met my doen. Nie net het hy opgestaan uit die dood uit nie, ek het opgestaan uit die dood uit. Amen. Verstaan jy dit? Die feit dat die graf leeg is vandag, is getuienis tot dit. Dis 'n verklaring tot jou lewe. Sien die opstanding sê, ek wou nie net iets vir jou doen nie, ek wou iets met jou gedoen het. As jy deel was van ons belewenis donderdag en vrydag wat verby is, sal jy erken dat ons het hierdie simbole gebruik van hierdie leekubus.
En dat hierdie eintlik maar net 'n simbool is, 'n verteenwoordiging is van die mens natuur, dat ons kom na die kruis toe, ons kom na Jesus toe eintlik maar leeg. In onsself kon ons dit nie reg kry om onsself te vervul nie. Hoeveel keer sal jy in hierdie lewe probeer om iets in te druk, om net 'n bietjie genot, 'n bietjie plesier, net 'n tydelike oomblik van vrede, net ontslae te raak van die pyn en die teleurstelling, en ons probeer so ons lewens net vol kry. Maar ons is leeg. Ons kry dit nie reg in ons menslike vermoë nie. Geen geld kan dit vir jou koop nie. Geen vakansie is genoegsaam om regtig die dors wat jou gees het te lus nie. Beleef jy dit? Wil jy nog so 'n paar keer probeer? Wil jy nog so 'n paar jaar deursien? Ons het hierdie vir mekaar gesê, ons is nie net leeg aan die een kant nie, ons is ook vol partykeer van goed wat ons voel ons nie wil wees nie. En ons is lief vir die Here en ons dien hom en ons aanbid hom, maar ons kom op 'n punt waar ons besef daar het goed ingekruip in my gedachteswêreld, in my lewe, in my binneste. Dalk was dit twyfel, dalk was dit onvergifnis, dalk is dit bitterheid. En die lewe het maar net 'n manier om daai draai met jou te stap, nee, ons beleef dit. Dit is so maklik dat goed inkom kruip. Soos 'n muurnes, jy kan my vrou vra, ons beklei raam met 'n klomp mure in ons huis nou. Ergens was dit 1 muur, toe is dit 2 mure en ons dink, ag, kom wys vir Luka, kyk Sena, hier's die mure. 'n Paar weke later, ons huis is in die besit van mure. Hulle het ingekruip. Hulle het hulle self kom huisves in ons huis. En ons het donderdag en Vrydag het ons 'n oomblik geskep waar ons kom leegmaak het voor die kruis opnuut. Dit was hierdie oomblik vir ons en weet jy, dit is eintlik nie 'n nuwe ding nie. Jou lewe is eintlik maar net 'n kombinasie van hierdie een siklus. 'n Klomp goed wat heeltyd leeg en vol word. Dink gou vir 'n oomblik aan, jy maak jou kar vol. Hy bly nie vol nie. Teen R30 'n liter diesel, nog minder. Jy ry daai ding leeg. Moet jy weer gaan stop en volmaak en jy ry hom weer leeg. Elke maand dan druk jy daai yskas so vol soos wat jy kan met jou gunsteling goed. 'n Paar weke later, as jy 'n tiener het, 'n paar ure later, is daai ding leeg. En dan gaan ons weer oor 30 dae Food Lovers toe. Stoot die trollies, maak vol. 'n Paar weke later is hy weer leeg. In die begin van 'n nuwe jaar, kyk jy na jou jaar en jy dink, ja, hierdie jaar gaan ek rustiger wees. Ek gaan dit rustiger vat by die werk. Ek gaan meer tyd maak vir my gesin. Ek gaan dit rustiger vat. Kom einde Maart. En besef jy, hierdie ding het vinnig vol geraak. Jou lewe is 'n siklus van leeg en vol. Leeg en vol. Die soeke na iets, die vervulling tot dit. Die dors na iets, die verlusting van dit. Dis jou lewe. Dit is hoe God ons geskaap het, inteendeel, hy het daai siklus in ons gesit, om eintlik maar ons te kom herinner, dat dit dieselfde waarheid is, nie net vir goed rondom ons nie, en 'n fisiese lewe nie, maar ook vir dit wat in die binnekant aan die gang is. Dat jou gees ook nodig het om daai siklus te voltooi. Leeg, kom vul. Leeg, kom vul. Maar vandag, net soveel soos wat die Paasfees storie ook praat van hierdie simbole, dat daar was iets teenwoordig op die kruis. Iemand moes gaan hang op die kruis. Die kruis was vol van ons sonde. Jesus neem dit op homself, net so ook is die graf dan nou leeg, want hy het opgestaan. Daai selfde simbole is teenwoordig, leeg en vol, leeg en vol. Maar in die opstanding is daar iets anders om te ontdek. 'n finale antwoord, 'n finale uitspraak oor hierdie siklus. Ek wil jou nooi vandag, soos wat ons deur die opstanding van Christus kuier. Jy sien, die opstanding vir ons, uiteindelik vandag, is nie net iets wat ons kom vier nie, asof dit 'n geskiedkundige belewenis of een of ander gebeurtenis was. Ons kom vier maar nou maar net in die tradisie van 'n jaarlikse ding. Ons sit hotcrossbands op die rakke, sien uit na 'n bietjie blaaskans net so na die eerste kwartaal.
Net so voor die eksamens optel is Paasfees gemaklik daar vir ons gegee as 'n bietjie van 'n blaaskans, nee. Ons kom vier nie net vandag en natuurlik is daar 'n stuk viering in ons binneste, maar die punt is nie dat ons vandag 'n gebeurtenis vier nie. Inteendeel, dit is eintlik meer dat ons vandag kom staan in 'n stuk verstaan van dit wat dit vir my beteken. Die feit dat die graf leeg is die opstanding, is eintlik maar die begin van 'n gevulde lewe. Verstaan jy dat die graf leeg gelos is, sodat jy gevul kon wees? Jesus kon in die graf bly, jy sou nog steeds regverdig gewees het, maar jy sou leeg gelewe het. Ek gaan dit weer sê. Die werk op die kruis was volmaak. Christus kon in die graf bly en jy kon geregverdig geleef het. Hy het dit self gesê. Dit is voldoen. Maar vorentoe sou jy leeg geleef het. Totaal en al leeg van sy teenwoordigheid. Totaal en al leeg van Christus binne in jou. Maar die feit dat hy opstaan. Hy sê dit self, nee. Dis nodig vir my om weg te gaan, om op te staan, uit hierdie graf uit te kom, by die Vader te gaan sit. Hoekom? Sodat ek wat? Iemand vir jou kon stuur. Dat die Gees jou kon inwoon. Dit was nodig vir ons om hierdie te verstaan. Ek wil jou vat na Paulus se woorde in Romeine 6. Lees saam met my, as jy jou Bybel by jou het, as jy die woord by jou het, trek hom nader vanoggend. Lees saam met my Afrikaans 83, sê die volgende woorde. Hy sê, aangesien ons met hom een geword het in sy dood, dit wat op die kruis gebeur het, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig was, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Maar ons is dus nie langer slawe van sonde nie. Iemand wat gesterf het, het immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterf, daarom glo ons ook. Ons sal saam met hom lewe. Die punt van die opstanding is sodat daar iets met jou kon gebeur, dat jy uit die dood uit kon opstaan, want ons was in die dood. Maar hy gaan verder, hy sê in vers 9, ons weet dat Christus wat uit die dood uit opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. En nou lewe hy. Nou lewe hy. En hy lewe vir God. En dan moet ons ook altyd onthou, dat ook ons vir die sonde dood is, dat ons vir God lewend is, omdat julle een is met Christus. Die opstanding verklaar dit vandag. En dis hoekom ons nie net kom vier nie, ons kom staan in verstaan. Dis wat ons binneste kom vul. Dat die lewe wat ek nou leef is net moontlik omdat Christus lewendig is. Amen. Die lewe wat ek leef is net moontlik omdat hy lewend is. Dat niks van hierdie uit myself uitkom nie. Baie keer dan dink ons, Jesus het uit die dood uit opgestaan vir hom. Dis amper deel 1 van die storie, was die kruisigings-oomblik, en ons almal sê, ja, dit was vir ons. Hy het dit vir ons gedoen. En dan sien ons nou, hy staan uit die dood uit op, en dit is omdat hy die behoefte gehad het, nee, om uit die dood uit op te staan. Vriende, hy is God. Verstaan jy, so wat Jesus dit ook sê, sy lewe kon nie by hom geneem word nie. Jesus bevestig dit, hy sê, geen mens sal my lewe by my kan vat nie, ek is God. Die sterf waarvan ons hier praat, is omdat Christus dit met ons kom doen het. Hy het gaan fisies sterf, sodat ons nie hoef nie. Sodat ons geestelike dood nooit 'n realiteit sou wees nie. Hy staan op uit die dood uit, hy is teen volle God, maar hy kom doen dit sodat ons uit die dood uit opstaan. Hy doen dit met ons. Hy verander ons natuur. Hy verander ons samestelling, jy's 'n nuwe skepsel. John Calvin sê die volgende, hy sê, Christ's resurrection, it's the beginning of
of our new life. Dis wat ons vandag kom verklaar. Dis die verstaan waarvan ons praat. Dis die werklikheid, die waarheid. Dis dat my lewe uiteindelik begin, die oomblik toe daai graf leeg is. Die oomblik toe Christus opstaan uit die dood uit, was dit my nuwe lewe. Jy sien, baie ouens sal verwys na vandag toe, glo jy dat Jesus gesterf het en opgestaan het? Ek dink nie dis die vraag vandag nie. Ek dink nie die vraag is glo jy of dit gebeur het nie. Ek dink die vraag is beleef jy opstanding in jou lewe? Om te moet beantwoord of jy daarin glo vandag, dink ek nie gaan vir jou veel bewerk nie. Die vraag is, beleef jy opstanding? Beleef jy nuwe lewe? Beleef jy dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het? Beleef jy dit persoonlik? Is dit deel van jou lewe? Is dit waarmee jy vol is? Want dit is wat die opstanding vir ons beteken. Hoor gou wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 19, ek lees hierdie saam met jou. Hy sê, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking sonder inhoud. En julle geloof sonder inhoud. En verder sou dit beteken dat ons 'n vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God en getuig het dat hy Christus opgewerk het. Hy gaan dan verder, hy sê, as dit dan waar is, dat die dooies nie opgewerk word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as hy nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos. Julle is nog gevange in sondes, en dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe nou, ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste, dit is 'n verskriklike woord, van alle mense. Maar nou sê ons dat Christus is opgewek uit die dood. Paulus kom doen eintlik iets, ek wil jou vinnig hierdeur vat. Dit is so nodig dat ons hierdie verstaan. As ons sê ons lewe begin, 'n gevulde lewe begin wanneer Christus uit die dood uit opstaan, moet ons ook verstaan hoe dit sou lyk as hy nie uit die dood uit opgestaan het nie. Wat sou dit vir ons beteken? Paulus kom wys vir ons, hy sê, as Christus nie uit die dood uit opstaan nie, dan was ons boodskap leeg. En julle dink, dit is net relevant vir die klomp pastore. Met ander woorde, as Christus nie opgestaan het nie, sou ons nie 'n werk gehad het nie. Nee. Hy kom skryf hier vir ons, hy sê, as Christus steeds in 'n graf was, het ons geen autoriteit gehad oor ons lewens nie. Wat sou die finale sê gewees het oor jou huwelik, oor jou ouerskap, oor jou redding, oor jou toekoms, oor jou ewigheid, oor jou kondisie, oor jou gebrokenheid, oor jou tragedie, oor jou pyn, oor jou teleurstelling? Wat sou die finale sê gehad het oor jou lewe, as die God wat jy aanbid in 'n graf doodgelê het? Het sou leeg gewees het. Die woord sou geen mag gehad het nie. Maar omdat hy uit die dood uit opstaan, sê ons vir mekaar dat daai woord, en die woord is Christus, het die finale sê, die hoogste autoriteit, die hoogste opinie oor jou lewe. Dit kom vul jou lewe. Sy woord, sy waarheid, sy opinie. Paulus vra ook, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het en was ons geloof leeg, nee, dan sê ons hierdie vir mekaar ook, dit is nou net 'n mooi storie, die kruisigingsverhaal. Ons sou dit vir mekaar gelees het om kampvure en in die aand voor ons kinders in die bed sit, dan lees ons nou maar net die storie. Maar daar's geen lewensveranderende krag daarin nie. Dis maar net 'n mooi gedenkenis. Dankie Jesus, jy het doodgegaan vir ons. Maar dit stop daar. Die opstandingslewe beteken dat my lewe gevul word met transformerende krag. Die feit dat ek kan kyk na goed soos my huwelik, na my ouerskap, na my roeping, na my werksplek, na my area, na my wêreld. Ek kan na daai goed kyk en weet, daar's 'n veranderende krag ter werke hier, omdat die graf leeg is. Verstaan jy wat beteken 'n gevulde lewe vanuit die opstanding?
Die krag wat teenwoordig is vandag hierso. Wat werk hierso? Die woord bevestig dit, nee, dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, leef binne in jou. Dit vul jou lewe. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, was ons valse getuies van God. So 'n bietjie amper van 'n teologiese conundrum wat ons onsself hierin bevind. Ek wil nie baie tyd hierop spandeer nie, maar ek wil vir jou die waarde wys wat Paulus hiervan praat. Hy sê, as God nie bestaan het nie, sou hierdie nie saak gemaak het nie. Want dan was daar nie reg en verkeerd nie, dan was daar nie die waarheid of verleen nie. Maar met die aanname dat God werklik is, maar ons jok oor Jesus se opstanding, sou dit 'n klap in die gesig gewees het vir God. Dink jy hy sou dit toelaat, dat vir duisende jare mense geloof moes plaas in 'n leuen, in sy naam? Vir 'n oomblik dink net gou daaraan. Hy sê dit is absurd. Hy sê die feit dat Christus uit die dood uit opstaan, is 'n getuienis van God self. Dis wat hy kom verklaar. Dis nie ons opmerking nie, dit is sy verklarende waarheid. Hy doen nie net iets vir my nie, hy kom doen iets met my. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het, en dan is ons geloof leeg, ons is valse getuies van God, en ook is ons geloof waardeloos. Ons het nog steeds vas in ons sondes. Wat hy hier kom sê is, weer eens, jy kan kom leef, maar net vir 'n oomblik, totdat jy weer jouself bevind op 'n plek waar jy vol is van nonsens. Waar iets reg gekry het om weer eens jou lewe te kom hijack. Jou lewe in besit te kom neem, wanneer Christus in 'n graf moes dood lê. Maar die feit dat hy lewe, die feit dat hy opgestaan het iets kom vasmaak vir ewig in my. Paulus gaan aan met hierdie. En ek wil hierdie vandag vir jou wys. Hy sê, dat as ons maar net hiervan af wegloop, die wat al reeds in hom gesterf het, as ons maar net ons hoop vir nou, vir hierdie kort tyd in hom moes sit, as ons maar net vir nou 'n antwoord gehad het tot hierdie lewe en ergens het dit niks beteken nie, as Christus nie opgestaan het uit die dood uit, het ons maar net 'n oomblik gehad hier van veilig voel. Was dit maar net 'n klein oomblikie, maar daarna wat sou gebeur? Want as ons redder doodgelê het in 'n graf, watter hoop is daar vir my en jou die oomblik as ons asem uitblaas? Dan was 'n paar dekades op 'n stofbal, en 'n paar keer se braai, en 'n paar keer se vakansie, 'n paar keer se huil, en 'n paar keer se lag, niks nie. Want wat wag vir my en jou? Die oomblik as ons laaste asem uitblaas, en ons redder lê in 'n graf. Wat so hoop is daar vir ons? Paulus kom sê, julle is die wat ons eintlik moet jammer kry, as dit die geval was. Maar waarmee ons onsself vul, is dat hy het opgestaan. Dank die Here dat niks van daai is die waarheid nie, en ons weet, omdat hy opstaan, begin my finale lewe in hom. Dit sal nooit weer verskuif nie, dit sal nooit weer verander nie. Ek kan myself teen volle in hom gevuld sien. Maar dit stop nie daar nie. Want wat ek vir jou vandag wil wys, is dat wat God kom vul, soos hierdie boks wat hier staan, met hierdie plante wat lewe verteenwoordig, dit verteenwoordig iets wat groei, iets wat vrug dra. Wanneer jou lewe gevul word, is dit nie net sodat hy jou kan versadig nie, maar is sodat hy deur jou kan vloei. Ek wil 'n laaste paar oomblikke vandag saam met jou net kom kyk na ons lewens. Jesus bevestig hierdie, hy sê in Johannes 7, dit skryf hier van Jesus in Johannes 7, waar het sê, Jesus roep uit, as iemand dors het, dat hy na my toe kom, dat hy kom drink, maar die een wat in my glo, soos die skrif dit sê, is daar strome van lewende water, wat uit sy binneste sal vloei. En hiermee het hy na die Gees verwys, van die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. En op daai punt was die Gees nog nie uitgestort nie, omdat Jesus nog nie verheerlik
was nie. Sien, dit wat God ons lewens mee kom vul, is nie net daar om ons te kom versadig en te kom op 'n punt sit, op 'n plek sit waar dit net vir ons is nie. Dankie Here dat U maar net vir my iets kom doen. Dit gaan verder. Die feit dat hy jou kom vul met sy gees en sy krag en nuwe lewe is nie net vir jou nie. Dit is sodat dit kan vloei. En ek wonder vandag, saam met jou, hoeveel van ons gelowiges lewe soos 'n dam en nie 'n rivier nie. Verstaan jy hoe word 'n dam gemaak? Daar's 'n bron wat gee. En daar is iets wat ontvang. En dit kry alles wat dit sou nodig hê. Maar wanneer dit stop en tot stilstand kom, vir homself gehou word, dan gebeur daar iets met daai water. Dit vrot. Dit vrot, dit lok 'n klomp muskiete. Tot so 'n mate dat mense wat in die natuur so dors is, soek na water, op 'n punt kom waar daar stil water is, ergens het water tot stilstand gekom, is vir homself gehou, dat jy weet, van daai water moet jy nie drink nie. Want jy kan doodgaan. As Christus na jou lewe kyk en sê, ek het opgestaan, sodat ek in jou 'n fontein van lewe kan begin in jou binneste, was dit nie met die prentjie van 'n dam in gedagte nie. Dit was met die prentjie van 'n rivier. Jou lewe is nie bedoel om 'n opgaar, ophoping van iets te wees nie. Dis hoe die wêreld lewe. Probeer net soveel as moontlik in jou binneste indruk, sodat jy iets kan hou vir jouself. Dit is nie 'n opstandingslewe nie. 'n Opstandingslewe is 'n lewe wat uitgegiet word. Kom lewe verby jouself. Kom laat toe dat die Here deur jou lewe iets kom doen. Paulus sê die volgende in Romeine 15. En dis 'n gebed oor ons. Hy sê, ek bid dat die God wat aan ons 'n toekomsverwagting gegee het, deur die geloof julle lewens met blydskap en vrede sal kom vul. Hy sê, maar mag julle lewens tot oorlopends toe vol verwagting word, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Die CSB, die Christian Standard Bible, sê die volgende in Engels. Hy sê, now may the God of hope fill you with all joy and peace as you believe, so that you may overflow. Dat daardeur jou lewe kan kom vloei, kan kom werk, nuwe lewe, nuwe hoop, nuwe krag, nuwe vreugde, nuwe liefde. Dis wat 'n opstandingslewe beteken, vriende. Nie die feit dat ons hier staan en ons kan 'n paar sweetdruppels afvee en sê, "Sjoe, was 'n close call." Maar dankie Jesus nie. Maar dat ons hier kan staan en sê, Here, daar's meer vir my lewe. Daar's meer vir my lewe. Ek kan nie my lewe net spandeer as 'n dam nie, om op te gaar en vir myself te hou nie. Ek gaan vrot. My geloof gaan vir my soos werk begin voel. Ek gaan begin dood voel. Ek kan nie dit doen nie. Miskien moet jy vanoggend van daai damwal kom uitbreek. Dat water kan kom vloei deur jou. Ek dink dit is God se grootste begeerte vir ons. Dat ons hierdie sal ontdek, dat ons aan sal leef. Jou lewe is gevul om deur te kom vloei. Jy raak die beker van waaruit hy kom skenk. Van waar af hy kom gooi. En ons wil jou vanoggend kom nooi na daai plek toe. Ons wil jou nooi na daai plek toe, waar jy vandag dalk net weer opnuut dit kan kom verklaar. Kan kom sê, Here, vir my in 2026, toe ek kom Paasfees vier, het ek ook kom staan in die totale verstaan, die verwagting op my lewe. Dit wat eintlik deur my wil kom doen. Dat soos wat ek op 'n punt kom waar ek myself leegmaak voor U en gevul word, dat daai
vervulling veronderstel is om 'n uitvloeisel te wees. En ons gaan vanoggend iets doen. En dit mag dalk weer baie vreemd voel, maar ons het donderdag en Vrydag het ons koppies gebruik as hierdie simbool van ons lewe. En ons het klippies kom skep wat iets verteenwoordig het. Ons het dit 'n naam gegee van die goed waarmee ons onsself probeer vul. Ons het dit kom uitgiet voor die kruis. Dit was 'n swart koppie gewees. Maar vanoggend het jy 'n wit koppie ontvang. Wil jy hom nie vir 'n oomblik net nader vat nie? Daai koppie was nie vir koffie nie. Daai koppie is 'n verteenwoordiging van 'n opstandingslewe. En ons wil jou nooi vanoggend in 'n tyd van reaksie, van aanbidding, dat jy na hierdie tafels toe sal kom. Soos wat die bron verteenwoordig, wat jou lewe kom vul, en iemand gaan jou koppie vir jou kom volgooi, maar ek wil jou vra, net een persoon per ry, kom haal vir jou water. Die res bly in die ry. Want wat jy dan gaan doen is, jy gaan daai koppie gaan vat en jy gaan hom uitgooi in iemand anders se koppie. Jy's nie vandag gevul vir jouself nie, jy's nie vandag gevul sodat jy 'n dam kan wees nie. Jy's gevul sodat 'n rivier uit jou binneste uit kan vloei. En dis 'n profetiese handeling. Here, my lewe is nie vir myself nie. My lewe is gemaak om uitgegiet te word. Kom gooi vanoggend in iemand anders se koppie en dan gooi hulle in mekaar se koppies in by die ry af. En dan wil ons jou nooi, as jy uiteindelik almal versadig het, as almal hier vanoggend iets beleef het van die vloeiende krag van vervulling, is julle welkom om daai water terug te bring en terug te kom gooi by die bron. Want dis uiteindelik wat dit is, nee, ons lewens word aanbidding wat ons uitgooi voor ons Vader. Dis die grootste eer wat ons hom kan bring, is wanneer ons leef met daai vervullende, vloeiende lewe. So kom ons neem 'n oomblik, ons gaan reageer vandag, en dan gaan ons in 'n tyd ingaan van aanbidding. Jy is welkom, een persoon van elke ry, kom staan op, kom kry vir jou water, kom word gevul.